volgende 2 weke wil ek oor 2 sakramente praat wat vir God baie belangrik is. Nou die eerste een wat ons gaan praat oor vandag is die doop en die tweede een wat ons gaan praat volgende week wat ons dan saam met nagmaal gaan gebruik is die nagmaal, is die avondsmaal. Nagmaal beteken die avondsmaal is die aand van die maal, so nagmaal. Nou die doop is 'n tema wat baie van ons is onkundig wanneer dit kom by die doop. Die doop is ook ongelukkig 'n tema wat baie stryery veroorsaak. En vanoggend is dit nie dat ek wil my opinie oorbring nie en my siening nie. Vanoggend is nie 'n poging om iemand te oortuig dat die een kerk reg is en die ander kerk is nie reg nie. Dis nie my hart vanoggend nie. En omdat die doop is 'n baie sensitiewe topik wanneer dit kom by kind van die lewende God, juis oor dit wat al gebeur het deur al die jare heen of al die eeue heen. So vanoggend wil ek net kom uit God se woord uithaal. En asseblief as jy met my verskil en as jy sê jy's François, ek verstaan nie, wil ek jou kom uitnooi om vanoggend te kom praat asseblief, want die een ding wat ons wat ons baie keer as kind van God is ons onkunde oor dit wat die woord van God werklik sê. En ek sê asseblief nee, ek sê nie ek weet alles nie, maar vir ons om te besef hoe belangrik die nagmaal en die doop is, moet ons eerstens besef wat beteken 'n sakrament. Nou 'n sakrament is iets wat geheilig is deur God die Vader. Dit is 'n heilige instelling van Christus Jesus. So met ander woorde, 'n sakrament is 'n bevel wat van God afkomstig is. Dit is 'n opdrag van Jesus Christus aan ons as kind van die lewende God. Vir ons as kerk, en wanneer ek praat vanoggend oor 'n kerk, praat ek nie oor die AGS of enige ander denominasie, ek praat oor kerk in geheel waar kinders van die Here saamkom. Want jy kan 'n kerk wees onder 'n boom ook met 'n groep mense, want dis waar die ekklesia, die mense van God saamkom om te aanbid. So ons moet besef dat 'n sakrament is nie mens gemaak nie. 'n Sakrament, met ander woorde, die nagmaal en die doop is nie 'n mensgemaakte ding nie. Dit is 'n bevel, 'n opdrag van God die Vader af vir ons as mens vir 'n spesifieke doel en 'n spesifieke taak. En is dit nie ook iets wat ons altyd vra, Here, wat is u doel? Wat is u wil vir my lewe? Met ander woorde, Heer, wat soek u van my? Wat wil u hê moet ek doen? Ek glo almal van ons het dit al iewers gebid of gedink in ons lewe. En hier is 2 goed wat die Here wat ons gaan deurwerk in die volgende 2 weke, wat ons gaan praat oor, en vanoggend gaan ons praat oor die doop. So as ons verstaan dat die doop 'n sakrament is, sal ons ook verstaan dat die doop 'n bevel van die Here afkom en nie van mense nie. 'n Opdrag wat die Here vir ons gee om onsself te laat doop. Nou een van die dinge wat baie gebeur wanneer ons kyk na die doop of wanneer ons praat oor die doop om gedoop te word, is die onsekerheid wat saam met dit kom. Ons weet nie of is dit nog nodig om gedoop te word nie? Moet ek gedoop word en is dit en ons hoor baie keer sê ons ja, maar doop beteken nie bekering nie. Belangrik om te onthou, en ek gaan dit nou sê ook, doop beteken nie om sonde te vergewe nie, want alleenlik kan ons sonde vergewe word deur die bloed van Christus Jesus. Maar oral in die woord praat hulle van die doop van bekering. So is belangrik om te weet dat wanneer jy en ek dink baie mense is ook onseker van, maar gaan ek hemel toe as ek gedoop word of nie? Dan die vraag wat ek vir die mense vra, die man wat langs in Jesus aan die kruis gehang het, was hy gedoop voordat hy in die paradys was? Nee. Het dan enige kerk behoort voordat hy in die paradys is? Nee. Hy was hemel toe in die paradys en op grond van Jesus se liefde. So weer eens wat ons praat oor die afgelope ruk al, kerk red jou nie. Die Here gaan nie eendag vir jou vra aan wat se kerk het jy wat het jy behoort nie. O ja, sekerlik, AGS, kom in asseblief, julle het die Here gaan nie dit vra nie. Hy gaan vra, het jy my offer aanvaar wat my seun vir jou kom gee het aan die kruis.
So en dit is wat ons as mens laat 'n bietjie twyfel van moet ek gedoop word of moet ek nie gedoop word, want doop is mos nie redding nie. Maar vanoggend gaan ons bietjie kyk en dis my hart, hoor my hart. Vanoggend gaan ons net uit God se woord uit kyk wat beteken doop en ek bid dat die Heilige Gees in elkeen van ons kan kom openbaar die waarheid van die doop en waarhede van die doop. So moet ons gedoop word of hoekom moet ons gedoop word? Want nommer 1, dit is 'n opdrag van Jesus Christus af. Jesus Christus sê vir ons in die woord, gemaak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So die woord doop, wanneer ons kyk, en dit is 'n Griekse woord wat beteken baptiso. Nou daai woord beteken onderdompel. Dit beteken to dip, to immerse of submerge. En dit is waar ons in glo, nie oor die kerk nie, oor die kerk se siening nie, maar oor dit wat God se woord sê. Baptiso, die oomblik toe Jesus Christus die baptiso deurgegaan het saam met Johannes, was dit hierdie ene, want Jesus is gedoop met die doop van Johannes. Maar ons word nou gedoop na die sterfte van Jesus Christus, word ons gedoop in die doop van Jesus Christus. Nou die slim mense sê Johannes het ongeveer, en dit is 'n ballpark figure, tussen 150 en 200,000 mense gedoop in sy tyd. Maar Johannes was net die een wat die voorbereiding getref het vir die een wat gaan kom, wat gaan doop met water en met die Heilige Gees. So Jesus is ook die doper met die Heilige Gees en ek is so opgewonde, ek kan nie wag vir Pinkster nie. Maar kom ons kom terug na die doop toe. Romeine 6 vers 4 tot vers 8 sê die volgende: ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, want hoor gou mooi hierdie, die doop is die gelykvormigheid aan die dode van Jesus Christus. Dus kan ons sien hoe belangrik die doop werklik is, want ons word gelykvormig aan sy doop, sal ons dit ook tog wees deur die aan sy opstanding. Soos wat ons gelykvormig word aan die dood van Jesus Christus, maar so ook sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer sonde sou dien nie. Nou Paulus praat van die doop hier, né? Sodat die liggaam, ons liggaamlike mens, van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy het gesterf, is geregverdig van die sonde, as ons dan saam met Christus gesterf het, hoe? Deur die doop, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Nou simbolies is daar 5 dinge wat met ons gebeur as kind van God wanneer ons gedoop word. So onthou, hierdie is simbole, of die doop is 'n simboliese werking in ons menslike lewe. En die eerste ene is die afwassing van sonde. Maar nou het ons gesê dat sonde of die doop is nie redding nie, hoor gou hierso, die afwassing van sonde. En die eerste, of die volgende vers, Handelinge 22 vers 16. Daar sê, dit moet nie, dis nie 2, is 22. Handelinge 22 vers 16. En nou, waarom versuim jy, staan op, laat jou doop en jou sonde afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. En Paulus kom praat hier met oor sy getuienis, wat Ananias vir hom gesê, die oomblik toe Paulus sy hart vir die Here gee. Toe sê Ananias vir hom, waarom versuim jy? Die Amplified sê, why do you delay? Hoekom twyfel jy? Hoekom wonder jy? Why do you delay? Waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. So dit simbolies beteken die afwassing van my sondes. Handelinge 2 vers 38 sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle
en laat elke een van julle doop of gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ons moet een ding besef, Jesus se bloed is die enigste manier hoe ons sonde vergewe word, maar wanneer ons laat doop, illustreer dit dat ek gered is deur die bloed van Jesus Christus. So wanneer ek, en ons gaan nou dit noem ook, wanneer ek uit gehoorsaamheid van die bevel van God die Vader, deur die doopwater gaan, illustreer ek vir die mense en myself, dat ek is vergewe van my sonde, want die doop is die simbool in my lewe van my bekering. Dit illustreer dat ek volg nou Christus Jesus. Ek is verenig in die sterwe, maar ook die opstanding van Christus Jesus. En wanneer ek deur die doopwater gaan, bring dit ook die waarheid in my, maak die waarheid in my wakker, dat ek wel tot bekering kom. Want is iets waar ons baie keer twyfel, nê? Wanneer ek tot bekering kom, is iets wat ek baie wonder, het ek regtig? Het ek regtig my hart vir die Here gegee, of was dit maar net 'n emotion? Was ek maar net by 'n toneelstuk of by 'n jeugkamp gewees, en daar gee ek my hart vir die Here, en ek versuim om gedoop te word, ek delay, dan gaan jy altyd wonder, maar was dit die regte stap? Onthou, ek sê dit nou ook, jou bekering lei jou na die doopwater toe, altyd. Elke liewe geval in God se woord, waar iemand tot bekering gekom het, na die kruisdood van Jesus Christus, lei hulle na die doopwater toe. Dis hoekom Jesus Christus sê, bekeer hulle, of gemaak disippels van alle nasies, bekeer hulle, met ander woorde, leer hulle om my wet te onderhou, om te doen wat ek vir hulle vra, en doop hulle, in naam van die Vader en die Heilige Gees. Die rede hoekom die doop so kragtig is omdat jy saam met Jesus gelykvormig word aan sy sterwe en sy opstanding, en dit is my volgende punt. Die doop is 'n simbool van jou begrafnis. Nou ek weet dit klink verskriklik donker, maar wat ons gelees het uit Romeine 6 uit, is dit simbolies van my sterwe, maar nie net my sterwe nie, maar ook my opstanding uit die dode uit. In ander woorde, die oomblik wanneer ek in die water afgaan, sien ek my sonde, is ek veronderstel in die gees om my sondige mens daarso te sien lê, en jy sien die barries lê daar, en jy staan op as Frans of Petrus Barnard in die nuwe mens in. Jy sien jou ou mens lê daar, en jy staan op in 'n nuwe mens in Christus Jesus, want dit is so kragtig, want die doop is ons begrafnis. En ons opstanding ook. So moet jy net vashak by begrafnis. In Romeine 6 vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Die doop is so kragtig dat ons kan in 'n nuwe lewe wandel. Die doop is nie 'n teken nie. Die doop is die teken dat ons sondige mens saam met Jesus gesterf het. Ons gaan altyd wonder of ons regtig ons harte vir die Here gegee het, totdat ons Christus gevolg het deur die doopwater. Want die doop seël jou besluit wat jy geneem het om Christus Jesus te volg. So die doop is die teken dat ons gesterf het in Christus Jesus, en dat ons ook opgestaan het in 'n nuwe mens saam met Christus Jesus. Die volgende simbool is redding. Hoor gou hierso, redding waarvan, weer eens, ek wil dit duidelik maak, doop red ons nie, die bloed van Jesus Christus red, maar die doop red ons van iets, hoor hierso. 1 Peter 3 verse 21, ek lees dit amplified uit, corresponding to that rescue through the flood under Noach, baptism, which is an expression of a believer's new life in Christ, now saves you not by removing dirt from the body, but an appeal to God for a good, clear conscience, demonstrating what you believe to be yours. Die doop is demonstrating what you believe to be yours through the resurrection of Jesus Christ.
So onthou, Jesus red nou, waarvan red die doop ons? Die doop red my van 'n slegte gewete wat besoedel is deur hierdie wêreld, wat my weerhou van God die Vader af. Die oomblik wanneer ek my laat doop, is dit 'n bede tot God die Vader, 'n appeal tot God die Vader om te sê, Here, reinig my gewete. Red my van 'n gewete wat my oordeel. Red my van 'n gewete wat my weerhou uit my binnekamer uit. Want julle, hoeveel keer wanneer ons binnekamer ingaan en dan ervaar ons dat die vyand sê vir ons, hoe kan jy bid? Jy dan gister het jy dit en dit gedoen met aan jou vrou of jou kinders, of het so sleg gepraat, of het en selfs by die kerk ook. Ons voel ons kan nie kerk toe kom want ek is 'n sondaar. Broers en susters, gelukkig vir ons is die kerk vir sondaars. Nêrens sê dat kerk is 'n plek vir gesonde mense nie. Nêrens. So en dan baie keer voel ons maar ek kan nie voor die Here staan nie. Jy kan voor die Here staan. Maar die sonde is daai redding van my slegte gewete. Dit is 'n bede tot God om te vra, Here, reinig my gewete. Maak my skoon. Doop is 'n simbool van gehoorsaamheid. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die doop is 'n opdrag wat Jesus Christus vir ons gee. Ek het in die begin gesê, ons wil altyd vra, Here, wat kan ek doen om U te behaag? Hier's een ding wat, en ek wil nie sê dit is 'n eenvoudige ding, dit is 'n kragtige ding, maar Jesus vra, laat jou doop. En wat my ook laat besef dat die doop is nodig, want Jesus Christus is gedoop ook. En as dit vir Jesus Christus goed was, moet dit vir my ook sekerlik goed, moet dit ook sekerlik vir my goed wees. Die doop is nie iets om ligtelik op te vat nie, dit is so 'n kragtige en belangrike stap. Die volgende een is 'n simbool van jou geloof. 'n Simbool van dit wat jy bely, hoor gou hierso. Handelinge 8 vers 35 tot vers 38. Nou, hierdie is 'n gedeelte in Handelinge 8 waar die Heilige Gees vir Filippus sê, luister, jy moet na hierdie pad toe gaan. En hierso staan, hulle sê daai pad was ongeveer 400 kilometer lank. En hierso staan hy en hy kyk dalk links en hy kyk regs, maar hy sien maar hierso's niks nie. En iewes skielik kom daar 'n Ethiopiese man, die Ethiopiese man van Candace, en hier sien hy, hier kom 'n man op 'n perdewa verby. En hy hoor hierdie man lees uit die boek Jesaja uit. So Filippus vra hom, meneer, verstaan u wat u lees? En hy sê vir hom, hoe kan ek verstaan as niemand my die weg wys? En nou die plek waaruit hy lees is uit Jesaja 53. So hierdie man was in die heilige stad, hy gaan kry 'n boekrol van Jesaja en so begin hy lees. En hy lees en hy verstaan nie eintlik nie. Die Heilige Gees stuur vir Filippus toe vir 'n spesifieke doel vir hierdie man se redding. Okay, hoor gou hierso. En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif, met ander woorde Jesaja 53 van hierdie boekrol af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig, want Jesaja 53 praat oor Jesus Christus soos 'n lam as hy na die slagpaal toe gaan lees. Ons het dit gelees op Goeie Vrydag. So Filippus gebruik hierdie skrifvers en hy begin hierdie man te leer van redding. En terwyl hy voortreis op die pad, kom hulle by water en die hofdienaar sê vir hom, daar is water. So okay, voordat ek verder lees. Nêrens in Jesaja 53 praat hulle van die doop nie. Nêrens. Nêrens in Jesaja 53 verwys dit dat ek moet my laat doop nie. Want alleenlik moet ons gedoop word in die doop van Christus Jesus. So die Heilige Gees lei vir Filippus om met hierdie man te kom praat oor die evangelie en dieselfde preek as wat Petrus gesê het, bekeer jou en laat jou doop. So saam met die evangelie van die redding van Jesus Christus is ons veronderstel om ook die doop in te bring. En dit is 'n opdrag van Jesus Christus. So nêrens praat hulle van doop in Jesaja 53 nie. So Filippus leer dit vir hom op grond van die opdrag van die Heilige Gees, hoor hierso. En hierdie hofdienaar sê vir hom, daar is water,
Wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof. As jy glo in die evangelie, in die kruisdood en die opstanding van Christus Jesus, is dit vir jou. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is, en hy het beveel dat die wa moes stilhou, en hulle het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop direk na sy bekering. So ons weet nie hoeveel kilometer hulle op hierdie reis was nie, maar soveel so dat hulle by 'n rivier kom en hierdie hofdienaar sê, en hy besef, maar hier's iets van die doop wat ek nog nooit gehoor het nie. En hy vra van Filippus, wat hinder my? Hy sê vir hom niks nie. En daai man word die eerste een van Ethiopië wat sy hart vir die Here gee. Daai hofdienaar. So jou geloof in Jesus Christus, jou redding sal jou altyd na die doopwater toe trek, of lei eerder. Die doop is 'n geloofsbelydenis, waar ek sê, omdat ek glo in Christus Jesus, ek glo in die Seun van Jesus Christus, is dit my geoorloof, ek sal my laat doop. Die doop is 'n daad van jou geloof, van dit wat jy bely in Christus Jesus. Nou hier is 'n paar vrae wat ons as mens somtyds vra, wat ek al gehoor het, vra ook. En hierdie wil ek met groot sensitiwiteit hanteer. Mense vra dan, en hoor my hart vanoggend, julle asseblief, hoor my hart. Ek was gekleindoop toe ek klein was. Wat beteken dit? Op grond van God se woord, nie my opinie nie. Op grond van God se woord kan die kleindoop hoegenaamd nie die doop vervang nie. Nêrens in die woord lees ons van die kleindoop nie. Is dit verkeerd? My opinie? Nee. As jy jou kind wil toewys so, doen dit. Dit is 'n mooi gebaar vir ons as mens om ons kind toe te wy, of met die klein doop, of selfs met die inseën ook. Maar die klein doop, want deur al die verse moet daar iets met ons gebeur voordat ons gedoop kan word, en dit is bekering. Want is die doop van afwassing van sonde. So asseblief, ek sê nie nou dit is verkeerd nie, asseblief gaan na die kerk uit, jy moet nooit dit doen nie. As jy dit wil doen, 100%, wy jou kinders toe aan die Here, dit is goed. Maar dit vervang nie die doop waarvan Jesus Christus praat nie. Dit is nie 'n plaasvervanger vir dit wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis nie. So asseblief, en as jy met my wil kom praat, nadat ek kom praat, asseblief, julle, dis nie dat ek wil kom stry of enige kerk slegs, en dis nie my intensie nie. Ek wil net kom praat oor die heilige sakrament van die doop. Wie kan gedoop word? Die eerste ding om te onthou is dat doop hou nie direk verband met jou ouderdom nie, maar met die kondisie van jou hart. So doop gaan nie oor of jy, as jy 30 is, daar sê doop, hoërskool, doop, klaar, 18, ek doop my nie. Want doop hou nie verband met jou ouderdom nie, maar met die kondisie van jou hart. Want die Bybel maak dit duidelik, dat daar moet eers bekering plaasvind, voordat ons gedoop kan word. 'n Ongelowige kan hom nie laat doop nie. Want vir 'n ongelowige is doop nie belangrik nie. Hierdie Ethiopiese man, eers nadat hy die evangelie hoor, toe sê hy, ek wil my laat doop. Wat hinder my? Filippus, hy sê vir hom, as jy glo, is dit jou geoorloof. Handelinge 2 vers 38 sê, en Petrus sê vir hulle, so Petrus word gevul met die Heilige Gees, tonge van vuur val op hulle, hulle praat in die hemelse tale, en die mense vra, Petrus, wat moet ons doen om die Heilige Gees te ontvang? En hier's dit. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elke een van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Gou vinnig nog 'n ding,
baie mense praat ook, en daar is stryery ook, ons het dit al gehad ook toe ons in Pretoria was, van daar is 'n stryery van moet ek 3 keer onder die water gaan? Want ons as die AGS se beleid is, ons onderdompel 3 keer. Dan van die Vader, dan haal asem, soos u gesien het al. Maar ons ander kerke wat dit 1 keer doen, in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, onder die water, onder die water, en dan is jy gedoop. Dit maak nie saak. Jesus, daar gaan nie 'n skeiding wees en sê, right, julle wat 3 keer, julle kuier hierdie kant van die hemele, 1 keer, en julle kuier, daar's nie 'n onderskeid nie. So of jy 1 keer en of jy 3 keer, en dit is nie, ek gaan nie altyd 3 keer doop nie. Veronderstel iemand het 'n watervrees. Dit gaan vir hom of haar die vreeslikste ervaring wees as jy 3 keer onder die water druk. Gaan vir 'n verskriklik wees. Daarom 1 keer. Ons het al 1 keer ook hierso gedoop. Ook so asseblief moenie vashak by kleinigheidjies wanneer dit kom by die doop nie. Dit gaan oor die baptiso onderdompeling. So wie kan gedoop word? Elke een wat sy of haar hart vir die Here gee, elkeen wat gelowige word, tot bekering gekom het, hy kan gedoop word. 'n ongelowige kan nie gedoop word nie. Okay, die volgende een, wanneer is die regte tyd vir my om gedoop te word? Nou volgens dit wat ons gelees het hier, volgens al die skrifte, volgens alles wat ons gesien het, is die tyd nou. Na jou bekering. Daar's nie 'n beter tyd om gedoop te word nie, behalwe na jou bekering. En ek weet doop is 'n saak tussen jou en die Here. Ek verstaan dit heeltemal. Was vir my ook 'n saak tussen my en die Here. Maar as ons sien hoe heilig die doop werklik is, wil ons eintlik al in die doopwater wees. Moes ons eintlik al vanoggend 'n doopbad tap en almal wat tot bekering kom, moes ons deur die water vat. Want oral in God se woord sê dit bekeer jou en laat jou doop. Die enigste persoon wat nie wil hê, wat twyfel saai in jou lewe om gedoop te word, is die vyand. Twyfel kom van die vyand af, of moet ek doen wat God vir my gesê het om te doen? Waarom versuim jy? Die vyand wil nie hê met hierdie stap van geloof vat nie, want hy weet dat as ons tot sterwe kom deur die doopwater in Christus Jesus, is sy vashou kans op ons minder en minder en minder. So wanneer is die regte tyd om gedoop te word? Daar's geen beter tyd as nou nie. Die volgende vraag wat mense vra is, ek was al gedoop toe ek jonger was, toe ek 18 was, of toe ek op hoërskool was, toe ek 15 was, en so het ek aangegaan in die wêreld, en ongelukkig het ek my lewe geniet, en ek het weer bietjie teruggeval, moet ek my weer laat doop? En 'n eenvoudige antwoord is nee. Want hoeveel keer het Christus gesterwe? Eenmaal. Hoeveel keer het hy opgestaan uit die dode uit? Eenmaal. Hoeveel keer moet ons gedoop word? Eenmaal. Want onthou, doop is nie redding nie. So as jy al gedoop was, toe jy 18 was, of toe jy 20 was, of toe jy 15 was, en jy het regtig 'n besluit geneem op grond van God se woord. Jy was ook op 'n kamp gewees, en jy gee jou hart vir die Here, en jy is een van die mooiste goed om te sien, wanneer jy op 'n jeugkamp is, en hulle gee hulle hart vir die Here, en aan die volgende oggend vat ons in die doopwater, en ons doop in die dam, want dis wat God se woord van ons vra. Dis 'n bevel. Maar indien jy sou 'n fout maak, want hoor gehou, of ongelukkig, die een natuur wat altyd aanwesig sal wees, saam met jou geestelike natuur, is die vleeslike ene. Daar gaan altyd daai versoeking en daai trek wees van ons natuurlike mens, om ons te lei na 'n plek van sonde en ongeloof toe. So daai natuur gaan altyd daar sou wees. So ons gaan foutjies maak, julle. Omdat die een ding, ons is dood vir die sonde, en ons lewe nie meer vir die sonde, ons begeerte is heeltemal anderste, ons menswees is heeltemal anderste, maar ons gaan soms ons koel verloor. Jy gaan soms kwaadwerk, en jy gaan ook ietsie sê, en jy gaan ietsie doen, maar dit beteken nie, nou moet jy elke keer gaan doop wanneer jy sonde doen nie, want wat staan my te doen dan? 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sonde bely,
Hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Indien jy al gedoop was en jy voel, Here, ek is vuil, gaan bely jou sondes. Jy hoef nie jou te laat oordoop nie. Want jy het eenmaal gesterf vir die sonde, jy hoef nie weer nie. Nou kan ons 'n skrifvers in Handelinge 19 vers 1 tot vers 6. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom en daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra: "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword?" En hulle antwoord hom: "Ons het nie eens gehoor van die Heilige Gees nie." En Paulus vra hulle: "Met watter doop is julle dan gedoop?" En hulle antwoord: "Met die doop van Johannes." So hulle het nog nie die doop van Christus Jesus ontvang nie. Daarop sê Paulus: "Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is in Christus Jesus, en toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van Jesus." En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Die doop van Johannes was die doop voor Christus Jesus. Die doop van Jesus Christus, die doop van Johannes verenig ons nie in die kruisdood van Jesus Christus nie. Want het Jesus al gesterf toe Johannes gedoop het? Nee. So na die sterwe van Jesus Christus is die doop van Jesus Christus daar en dan word jy gelykvormig aan die doop van Christus Jesus. So daarom, dit is die enigste verhaal wat ons lees waar mense, waar Paulus iemand weer oordoop, omdat hulle nie gedoop is in die doop van Jesus Christus nie. So as jy gedoop is met die doop van Jesus Christus, hoef jy nie jou oor te laat doop nie. Al het jy die pad 'n bietjie byster geraak. Ons moet net bely en glo. Hoe lyk my lewe na die doop? Kan ek nou net gaan agteroor sit? Kan ek nou maar net aangaan soos ek wil? Nee, hoor gou hierso. Romeine 6 vers 11. Romeine 6 vers 11 tot vers 13 sê die volgende: "So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is." Onthou ons hou nog steeds verband met die doop, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. So met ander woorde, die oomblik wanneer ek gedoop word, my lewe na die doop is die lewe van 'n gesterfde en opgewekte mens. Ons kan nie weer ingaan en die ou vlees vat en sê, "Hey ou, jy moet saam met my kom nie, ek weet nie nou wat nie." Los die ou mens, los hom daar. En staan op in die nuwe mens in Christus Jesus en lewe volgens dit wat God van ons en vir ons vra. Ons moet reken dat ons vir die sonde dood is. Ons kan nie meer voortleef in die lewe wat ek begrawe het nie. Dit is dan na ons doop dat ons onsself sal beskikbaar stel vir die Here om in en deur ons te kom werk en leef. Ons moet reken dat ons vir die sonde dood is. Ek wil nie druk op iemand plaas nie, asseblief. Onthou, die Heilige Gees is die een wat die oortuiging in jou hart gee. Maar na aanleiding van wat ons gehoor het en gesels het, wil ek vra met groot liefde, laat jou doop. Bekeer jou en laat jou doop. Bekeer jou van jou ou lewe en laat jou doop. En as jy voel in jou hart, eers vir ons, ek moet my laat doop, ek wil dit vandag doen. Johanna, is julle by die huis of nie vandag? Is julle by die huis? Indien jy wil gedoop word vandag, dat jy weet, ek het my hart vir die Here gegee, ek glo in die seun van Jesus Christus, ek is al tot bekering, maar ek het versuim, ek het gedelay.
wil ek jou vra, kom praat met ons. Ons kan Johanna se huis toe gaan en ons kan jou doop. Want ek dink nie ons besef hoeveel ons mis omdat ons nie deur die doopwater vir Jesus volg nie. As die doop maar net 'n simbool was, dan was dit mooi. Maar is kragtig omdat die doop 'n sakrament is, 'n bevel is van Jesus Christus af. En is nie dat ek iets wil van enige kerk wil kom afforceer nie, maar dis wat God van ons vra. Bekeer jou en laat jou doop. Vader, ek wil vir U dankie sê dat U kom 'n bietjie duidelikheid gee het oor die doop vir ons. En Here, ja, ek wil nie kom druk op iemand sit of enigiets van daai aard nie. Maar op grond van dit wat ons gelees het, laat ons self doop, Here. Want eerstens is 'n bevel, is 'n opdrag van Jesus Christus. Dis 'n simbool van my afwassing van sonde. Dis simbolies van my redding, van 'n skoon gewete. Dit is simbolies vir my begrafnis en my opstanding. My doop is simbolies vir my gehoorsaamheid in Christus Jesus. My doop is simbolies vir my geloof dat omdat ek in Jesus Christus glo, sal ek daai stap van geloof vat om my te laat doop, want Jesus Christus, U lei my, bekering lei my na die doopwater toe. Die enigste persoon wat nie wil hê moet gedoop word nie, is die vyand, want hy haat dit. Doop is simbolies vir die afwassing van my ou mens, my sondige natuur. En Vader, ek vir U kom vra dat U vanoggend ons harte kom werk, asseblief, Here. Here, eerder, en ja, soos ek sê, Here, ek kan nie eintlik, my liefde sê ek eerder nou as later. Ons voel baie keer, ek moet eers reg wees om gedoop te word. As jy tot bekering gekom het jou hart vir die Here gegee, is jy reg, is jy gereed. Jy hoef nie eers te gaan hoor of wag nie, want dit is 'n opdrag van die Here af. Die enigste ding wat ons diskwalifiseer om gedoop te word, is as ons ongelowig is. Want is die doop van bekering van 'n gelowige. En kom praat met ons, Here, en asseblief, dis nie dat ek teen enige ander kerk, dis nie my hart vanoggend, Here. Dis net U woord, Vader. En ek wil kom bid dat U naprediker van die woord sal wees vanoggend. En dat U ons kan kom openbaar wat die waarheid is volgens God se woord. En Here, ons bring al die lof en eer. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen.